Standvastigheid en medemenslikheid, dit is die dinge wat ons bewus maak van wie en wat ons is en wat ons lewe kan offer. Dit is eienskappe wat Pa my geleer het en ook om te waardeer in die lewe deur Pa se invloed, voorbeeld en Pa se liefde. My Pa se man na God se hart, 'n man wat God liefhet met sy hele hart en met sy hele siel en met al sy krag, Deuteronomium 6 vers 5. Dankie Pa, dan wil ek ook vanoggend dankie sê aan ons hemelse Vader dat hy so goed is vir ons en ons beskerm op al ons paaie, rit hom by Lelien sy Renaud. Daar is vir ons vrouens weer gesê om, soos die mans altyd te weer kry, dat ons vrouens op 'n weer kan kry om 'n bietjie te praat. En ja, ons wil graag praat oor Vadersdag vandag. En vandag wil ek 'n bietjie, so amper 'n bietjie van die pad af gaan en ek wil Vadersdag 'n bietjie 'n ander siening gee as dit reg is met julle. Ons almal weet die hele wêreld, alles het ontstaan met die liefde. Alles het begin by die liefde, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gegee het. God het die wêreld gemaak, hy het ons mense gemaak en hy het gesien ons suffer en omdat hy lief is vir ons het hy sy seun gegee, sy eie kind gegee. 'n Pa het sy kind opgeoffer vir ons. Nou wat beteken dit werklik om 'n pa te wees? Weet julle nie, ek het vir die afgelope periode het ek het myself gevra en ek het na elke pa rol in my lewe gekyk. Wat se rol daai pa in 'n kind se lewe speel? En alles wat 'n pa doen op die einde van die dag kom neer tot op liefde. En weet julle net, ek dink so nou kyk ek TikTok tussenin en dit is movies en alles en die mense wat so praat van liefde, I love you and I love you en it was love at first sight. En as jy mens gaan kyk, wat beteken dit om love at first sight te hê? En ek het 'n bietjie gaan sit en dink daaroor ook en ek het 'n bietjie gaan opswat en gaan kyk en 'n bietjie stil geraak voor die Here en as 'n ma swanger is 9 maande waar die ma kan sielkundig voorberei vir 'n kind wat op pad is, sy kan hom voel groei, sy kan hom voel lewe binne en haar so sy groei daai liefde vir 9 maande saam met ons soos wat daai baba groei. Wat het die pa? Die pa die gedagte, hy het net die idee van daar's 'n kind wat myne gaan wees en dit is my kind. Hy raak verlief op die idee. Hy kan nie die fisiesigheid voel, die fisiese liefde voel wat die ma voel, soos wat daai baba groei. Hy het net die idee van pappa gaan 'n dogtertjie kry, pappa's 'n prinsesie of pappa's 'n ou billetjie wat eerste span rugby gaan speel. Hy raak verlief op 'n idee. 'n Idee wat hy gaan hê, 'n ietsiekie wat hy gaan hê. En die dag as daai kind na 9 maande gebore word, dan sien 'n mens, ek het dit eerstens ook al beleef, dan sien jy hoe 'n pa daai spreekwoord kry van love at first sight. Die oomblik as daai pa daai kind vashou en hy besef, daai oogies is syne, dit is wat God vir hom gegee het. Dit is sy bonneltjie liefde wat hy gemaak het. En hy besef op daai oomblik, dit is die liefste van my lewe. Die vrou wat daar is, dankie vir haar dat sy wel daai kind gegee het. Maar daai pa se liefde vir daai kind is meer as wat hy vir die vrou het. Op daai oomblik is dit sy wêreld draai om dit. Nou vir die wat julle wat Twilight al gekyk het, op die ou einde toe Edward geïmprint het op Bella se baby. Ek dink dit is maar hoe dit vir 'n pa ook is daai oomblik as hy daai kind sien, dan imprint hy op daai kind en hy sal alles gee, hy sal sy eie lewe gee om daai kind te kan beskerm. En as jy dink aan daai liefde van hoe jou pa jou al geld het, as jy van 'n fiets afval, ja, partykeer kry jy tough love maar die liefde is daar, jou pa leer jou met liefde, hy tig jou met liefde en hy help jou reg met liefde. En die liefde is altyd daar en partykeer dan wonder jy nou maar wat is liefde werklik? Nou as ons gaan kyk, ons almal ken 1 Korintiërs 13. Ek wil graag vandag vir julle net dit gou weer lees, dat julle net kan besef wat die liefde werklik is. Al sou ek die tale van mense en engele preek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. Al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word
Het ek nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik, en die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaase nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Nou, ons kyk partykeer, veral vandag se lewe kry ons dit baie wat die kinders sê, maar ek het nie nodig om Vadersdag te vier nie, want ek het nie regte pa nie, ek het net 'n stiefpa. Of ek het nie meer 'n pa nie, wat doen ek nou? Die oom wat my groot maak, dink hy's my pa, of my oupa wat my groot maak is my pa. Nou as jy gaan mooi dink aan daai woordjie stepdad, nee, in Engels, stiefpa, hulle noem dit 'n stepdad. Kom ons breek daai woordjies op, step en dad. In plaas van te sê, he's my stepdad, hoekom sê ons eerder, he's the dad who stepped up. Verstaan? Maar wat ek nou graag wil doen, ons het nou gehoor wat Korintiërs 13 sê van liefde, maar wat het dit nou in verband te hou met 'n pa? Ek het 'n stukkie gekry wat ek ook graag vir julle wil lees, en dit het vir my nogal graag, dit was vir my so sweet gewees, en dis hoekom ek vandag besluit het om dit te kies. Nou as ons 1 Korintiërs 13 vat wat ek nou gelees het, en ons draai hom in vir 'n pa in vandag se moderne lewe, dan dink ek sou die Bybel dit so iets gesê. Al sou ek in die mooiste huis bly en die nuutste BMW ry en my vrou en kinders geniet nie my teenwoordigheid nie, dan is ek soos 'n bankrekening met 'n nulbalans. Al het ek die gawe van woorde en skares, luister na my, en ek het nie die liefde om na my kinders te luister nie, dan doen ek meer kwaad as goed. Al ken ek al die geheime van beleggings en besit al die kennis van rugby en cricket reëls, en al het ek die geloof om die land met gebed te verower, maar ek het nie die liefde van om my kinders die gevare van baie geld te leer, of langs die baan te staan as hulle speel, of om hulle te leer bid nie, dan het ek niks bereik nie. Al gee ek dubbele tiendes vir die armes en dien ek op die liefdadigheidsrade, doen sendingswerk in 'n malaria gebied, en ek is te moeg om vir my kinders te lees en naweek in die veld te stap, baat dit my niks. 'n Pa wat liefhet is geduldig met kinders wat sukkel met wiskunde. 'n Pa se liefde is vriendelik met 'n kind wat nie presteer nie. Hy is nie afgunstig op pa's wat slimmer en mooier kinders het nie, en is nie verwaand oor sy kind se prestasies nie. 'n Pa wat sy kind liefhet, hou nie boek oor hulle foute nie, is nie nipperig as 'n kind ekstra aandag soek nie. Hulle is verheug as hy sy kind die waarheid hoor praat, al is dit tot hulle nadeel. Daarom wil ek my kinders se skandes met liefde bedek, en hulle glo die beste vir hulle hoop en hulle klere dra, klaarheid en kritiek verdra. 'n Opregte drukkie en 'n intieme gesprek van 'n ouer bly lank in 'n kinderhart, maar 'n preek sal môre vergeet wees. Ek wil graag my kinders met liefde en geloof groot maak, maar nou kyk ek nog vas teen rebelse tienergesigte, maar eendag as hulle groot is, sal hulle voortgaan om ons hulle wou leer dat God ons almal geleer. So, ek wil net sê, baie geluk elke vader, en ek wil ook net sê, dankie vir die liefde wat julle vir ons gegee het, want deur 'n pa se liefde, kan ons almal sien die liefde wat God, ons hemelse Papa, vir ons hier op aarde doen. Hoop julle kan my daarom hoor. Ok, ek het so ding geskryf oor wat is 'n pa? 'n Pa staan vroeg op, sy liefde hou nooit op. 'n Pa se luister stil na sy klein laggies, kinderlaggies. In die aande, soos hy sy kinders op sy koppies saggies soen. 'n Pa verdien sy brood met sweet, 'n offer meer as wat iemand ooit weet. 'n Pa sal altyd 'n nuwe geleentheid bekyk, en die nag sal hy die monsters beswyg. 'n Pa is sterk in die stormwind, in jou twyfel sal jy hom antwoord vind, by hom sal jy antwoord vind.
'n pa luister is nog sag en sy woorde is min, maar by hom kan jy hoor die lewe besing. 'n Pa sal werk tot sy rug wil breek. Hy sal sy familie nooit in die skande steek. 'n Pa sal sy mense op sy hande dra. Hy sal sy vrees geheim hou, selfs as iemand hom vra. 'n Pa is vir altyd vir die ewige daar, vir ewig daar. In die agtergrond sal hy hom stilte verwaag. 'n Pa sal sy knieë in die aand deurbid, dat hy kos op sy gesin se tafel kan sit. 'n Pa sal altyd 'n glimlag vir sy mense offer. Vir hulle geluk sal hy self op die pad lewens uit dit koffer. 'n Pa sal self die liefde ken, geen menslike perke. Hy is die wind onder sy kinders se vlerke. Gelukkige Vadersdag aan almal. Goeiemôre almal. Baie spesiaal vir elke pappa wat vanmôre is. Weet nie, dit is 'n voorreg vir julle om 'n pa te kan wees. Ek wil net met julle graag deel die eerste pa op aarde. Na God die hemel en die aarde geskaap het, was Adam die eerste vader, die eerste pa op die aarde, min wetende wat vir hom wag. Ons as pappas het 'n vreeslike groot verantwoordelikheid. Ons weet nie altyd wat wag vir ons met hierdie ou bondeltjie wat ons so in klein tyd in ons hande hou nie. Uit die stof het God vir Adam gemaak en hy het die asem van die lewe in hom geblaas. En hy het hom aangestel om te heers en te vermenigvuldig op die aarde. Alhoewel hy heerser was, kon God sien dat Adam alleen was. En skryf vandag pappas ook wat alleen voel. Hulle gaan alleen deur die lewe en hulle voed al kinders alleen op. Onder julle sal dalk van hulle wees. God het Adam toe in 'n diep slaap gesit. Baie diep slaap, dat hy gedurende daai tyd het hy 'n ribbebeen uit sy liggaam uitgehaal om vir Eva vir hom te gee. En Eva beteken Eva het dit beteken mannen. Ek sien op die badkamer daar in die kerk is daar 'n mannen. Die woord Eva beteken mannen. So God het vir Adam en Eva elke aand in die sagte wyntjie in die tuin van Eden ontmoet. Daar het hulle saam God gewandel. Maar God het hulle ook gewaarsku dat in die middel van die tuin is daar 'n boom wat hulle nie mag van eet nie. Die boom sy naam is die boom van kennis van goed en kwaad. En God het hulle verbied om enigsins van daai vrugte te eet. Maar soos die mens is, partykeer hoor ons luister nie wat God sê nie. En een aand het Eva alleen in die tuin gaan stap. Dit was die eerste fout wat Adam gemaak het. Hy moes by haar gewees het. En die slang, wat die duiwel is, het haar oortuig om van die vrugte te eet wat God hulle verbied het om te eet. En Adam het later by haar aangesluit, en so het sy hom ook oorreed om die verkeerde ding te doen. Adam se tweede fout, hy het ook geneem van die vrug, wat die Here hulle verbied het om te eet. En dit het daartoe bygedra dat Adam en Eva uit die tuin van Eden verban is. Hulle moes uitgaan, hulle kon nooit weer terug gaan soontoe nie, wat 'n wonderlike plek was om te gewees het. Eva het swanger geword, en sy het 'n kind in die lewe gebring, wat hulle Kain genoem het. Dit beteken hy is 'n man. En dit het toegemaak dat Adam die eerste vader is, van Kain wat gebore is. Sy verantwoordelikheid was om hom op te voed. Dit moes 'n groot gebeurtenis vir hom as vader wees. Ek weet nie van wie van julle wat pappas is, het al bygestaan as julle vrou geboorte gegee het in 'n babatjie. Dit is 'n baie groot oomblik. Nou daai was die eerste kind wat gebore was en Adam was die eerste pa. En ek dink hy het so gekyk na die hele storie wat plaasvind hier voor hom, baie onseker wat om nog te verwag. En hy het met sy groot hande dalk daai ou babatjie vasgehou en hom teen sy bors vasgedruk. En ek glo die Here het vir hulle baie wysheid gegee rondom daai tyd hoe om die babatjie te hanteer na geboorte, want vandag is daar soveel tegnologie wat mense gebruik as daar probleme kom. Maar Adam het die ou babatjie in sy hande gehou en ek dink hy dalk ook, ek weet baie pappas as die kind gebore is, dan huil die pappa ook en stort ook 'n sagte traan daar een kant. En later van tyd is daar 'n tweede kind gebore. En die kind se naam was Abel, wat herder beteken. Soos enige ander vader het hy gesien hoe hulle opgroei, hoe hulle groot word,
hoe hulle speel en hy het hulle getroos as hulle dalk seer gekry het en hulle het gehuil. Dit is wat enige vader doen. Net ook gesien tussen die twee kinders, hoe verskille van mekaar. Daar's geen twee kinders wat dieselfde is nie. Jy kan 10 kinders hê. Elke kind het sy eie geaardheid en sy eie maniere. As plig van hom, as vader, moes hy hulle vermaan het, as hulle fouteer het. Maar ek glo nie Adam het dit altyd gedoen nie. Hy kon eintlik uit sy eie foute wat hy begaan het, kon hy sy kinders geleer het. Kain het 'n groentetuin gehad. En daarin het hy die mooiste groente gekweek en geplant. En ek dink hy het elke aand, as hulle nou in die huis is, het hy van die groente op die tafel gesit, om sy ouers te beïndruk, en dalk om die broer dalk jaloers te maak. Dit het amper gelyk vandag soos vandag se foodlovers maak het. Groente van goeie kwaliteit en gehalte. En aan die ander kant het Abel weer vir God 'n lam geoffer wat vir God aanneemlik was. En hy het nie Kain se offer aangeneem nie, maar wel Abel se. So die boeties het heeltyd nie mekaar afgespeel. Adam het sy kinders teen mekaar opgemaak. Dit wat die verkeerdste ding was wat hy ooit kon gedoen het in die lewe. Dit het gemaak dat Kain vir Abel nog meer gehaat het, in so mate dat hy dit bygedra het dat hy die eerste kind is wat die eerste moord gepleeg het in die wêreld. Die eerste Adam het gefaal, toe kom Jesus Christus en herstel vaderskap, want hy was die tweede Adam. Elke vader wat Jesus Christus in sy lewe nie, wat voel sy lewe is gefaal, en hy het nie Jesus Christus in sy lewe nie, kan vir die Here vra, die Here is daar vir hom. Daar word nie in die Bybel verder genoem van Adam nie. Dit het vir my, ek dink Adam se lewe het na daai dag, wat Kain Abel doodgemaak het Adam se lewe drasties verander. Sy dae en sy nagte was nie meer dieselfde gewees nie. Net Jesus Christus kan 'n vader wat voel hy is onwaardig, help om 'n modelvader te word. Daar word vertel van 'n pa, wat ook gevoel het, hy is 'n mislukking in die lewe. Hy het sy familie baie sleg behandel. By die robot het 'n man eendag gestap, en hy het verby iemand gestap, en hy het hom gevra, waar gaan jy heen? Hulle het mekaar geken, en hy sê, ek is op pad hel toe. Wat sy vreeslikste woorde is dit nie om uit iemand se mond te hoor nie, en dit beteken dat die man is moedeloos, hy is op moedverlore vlakte, hy is 'n vader of iemand wat gefaal het in die lewe. Hy het toe tussen die bloekombome verdwyn by die ou myn, en 'n pastoor het hom daar ontdek, en hy het met hom gepraat en met hom gepraat, en hy het hom gesê, Jesus Christus is jou antwoord. Weet net, papa, is die enigste antwoord of oplossing as jy 'n probleem het in jou lewe met jou gesin of jou familie, is maar om by Jesus uit te kom. Die pastoor het hom toe gaan opsoek, en toe hy by hom kom, het hy hom gekry, en waar was hy besig om aan 'n boom homself op te wil hang. En hy het toe die man omgepraat en hom gesê, moet dit nie doen nie, en hy het daar die evangelie met hom gedeel, en nou het hy sy lewe vir die Here gegee, hy het tot bekering gekom. En hy neem toe dieselfde pad terug wat hy gekom het, en die man wat hom by die robot gesien het, sien hom weer, en hy sê van, waar gaan jy nou heen? Hy sê, ek gaan nou hemel toe. Is dit nie baie mooi woorde as om te luister, dat ek is op pad hel toe, of ek is op pad hemel toe. Dit is ons almal se hartsbegeerte vandag, om hemel te maak. En die pastoor het toe saam met die man in die huis ingegaan, en by die huis het hy so ou maar tingerige, verwaarloosde ou vroukie gesien, wat 'n senuweewrak is. En die man het toe vir sy vrou gaan verskoning vra en vergifnis gevra vir alles wat hy aan haar en die kinders gedoen het. En so van tyd tot tyd het die kinders ook so om die hoek na vore gekom, was ook maar bang vir die pa. En na 'n tydjie lank hoor ek, het daar 'n hond ook so om die hoek gekom. Jy weet, as daar rissies intussen in huise is, die diere loop ook deur. Ek het al gesien hoe 'n man 'n hond skop, 'n man wat onder die invloed was. So die diere wat in huise is, kan ook deurloop as daar onmin en ongelukkigheid is. So papa, dit is nooit te laat om reg te maak wat verkeerd is nie. Behandel jou kinders dieselfde. Geef hulle tyd en aandag so ver moontlik kan, en verhoed sodat tweedrag, haat en verdeeldheid in hulle lewe kom. En Jesus is die seun van God. Hy sit aan die regterhand. Ons hemelse Vader is ons papa. En ek wil net vir die Here baie dankie sê vir elke papa wat hier is, en elke papa wat in die land is, wat omsien na hulle families. En ek eer die Here daarvoor. Amen.
Vaders vandag sê baie geluk met Vadersdag. Ontweer is eintlik elke dag Vadersdag, maar vandag is 'n spesiale geleentheid. Van julle is dalk nie vaders nie, maar onthou net, ons het almal 'n hemelse Vader. Okay, in die wêreld waarin ons leef, is die idee van 'n gesin gebroke. Kinders moet dikwels in 2 verskillende huise groot word. Dan sien ons in gesinne waar ouers meer skade aanrig as om goed te doen. In die meeste gevalle van hierdie gebrokenheid is 'n kenmerk van 'n lewe sonder Christus. In Genesis 2 leef ons van die skepping van die man. Eers word die man geskape en dan die vrou. Die vrou word geskape om 'n pasmaat te wees vir die man. Die man is aan die bopunt, onder hom is die vrou en dalk volg die kinders, maar heel bo in die gesin is God. Die Here wys ons baie duidelik hoe hy die gesin saamgestel het. Hy het spesifieke take vir die man gegee. In Efesiërs 5 vers 23 sien ons dat die man die hoof van die gesin is. Hy het 'n groot taak om leiding, raad en onderrig aan sy gesin te gee. 'n Pa is gewoonlik die rolmodel vir die gesin. Die wonderlike wete wat ons het, is dat God hom die wysheid geskenk het om na sy gesin om te sien. Die rol van die man is 'n pragtige instelling van God. Dis 'n voorreg om, as God jou gekies het, om hierdie rol te vervul. In Deuteronomium 6 vers 6 en 7 word dit duidelik gemaak dat vaders tyd met hulle kinders moet spandeer. In Efesiërs 5 vers 25 en 33 lees ons dat mans hulle vroue moet lief hê soos homself. Een van die dinge wat kinders moet sien, is dat die vader die moeder moet respekteer. Wees 'n godvreesende man en 'n voorbeeld vir almal, en dit sal met jou goed gaan tot 'n lente van dae. Dankie Tannie Bonita, sy is my enigste geliefde. Jessie man. Alright, ek het so 'n dingetjie begin net van vaderskap se bedoeling. Wat beteken vaderskap eintlik? So ons gaan sommer begin met daai stukkie. Ekskuus my stem so snaaks voel. Kan julle my hoor met hierdie ding aan? Kyk, Vadersdag se bedoeling is dat ons sal dink aan en praat van die Here vir wat vir ons gegee het. Want obviously die Here vir vaders vir ons gegee. Dit is vandag Vadersdag en ek dink aan my pa, my skoonpa, my oupa en die besondere manne wat op my lewenspad en ek dank die Here vir elkeen van hulle. Ek sien in my geestesoog hoe hy en my ma verlangend na my koms uitgesien het, saam met hulle hard gewerk om elke dag vir my kos op die tafel te sit, om vir my 'n huis te ves en kleding te gee. Dit is hy, my pa, wat gesorg het dat ek onderrig ontvang, op skool is en universiteit toe gaan. En hy is die een wat toegesien het dat ek die toegerus is vir die lewe. Hy het my waardes en norme geleer wat reg en verkeerd is. Om soos die Bybel te sê, om begrip, fyn aanvoeling en liefde te kan onderskei waarop dit aankom in die lewe. By hom het ek geleer wat pliksgetrouheid is. Al moet ek vir Tannie Bonita kyk, sy het my laasweek geleer wat is getrouheid. Hy is die een op wie se skouer ek kon huil, die een saam met wie ek grensloos kon lag. Bo alles is dit hy wat my van kleins af leer bid het, om elke dag my te verdiep in die woord van die Here. Hy, by wie ek geleer het, om Sondag af te sonder vir die Here, nie net Sondag nie, maar ook elke aand, om te kan bid en te kan, ons leer om te kan bid, en vir ons dankbaar te wees. Op hierdie dag moet ons, wat vaders is, ook dink hoe ons goeie paas vir ons kinders te wees. Soos die pa van Istonabal, wie se kind in die sikloon
onder 'n moerasie, ek is nie seker wat dit beteken nie, vasgeval het. Toe hulle die kind na baie dae vind, is sy eerste woorde, ek het geweet, my pappa sal my kom haal. Soos 'n pa wat sy kind, soos sy pa wat sy kind volkome sal vertrou en volkome sy lewe sal uitgee vir sy kind. Pa wees is soos die pa van die seuns in Lukas. 'n pa wat sy kind vryheid gee wanneer dit nodig is en 'n pa wat sy kind altyd onthou. 'n pa wat sy kind volkome vergewe vir wat hy of sy verkeerd gedoen het. 'n pa wat ook gedoen het. 'n pa wat ook verkeerd gedoen het. 'n pa wat ook begrip het vir die oudste seun se nikke en 'n pa van liefde, deernis, omgee en empatie. Ons lees in Psalm 113, daar is 'n versie wat sê, soos die pa wat hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Dit is nie net belangrik hoe lank jy leef nie, maar eerder wat jy doen met die tyd wat God vir jou gegee het om te kan leef. Ek so 'n klein ou gediggie opgespoor, ek gaan vinnig wees. 'n Gedig vir Vadersdag. Vaders is deur God geskape as die hoof van die huis. Die wêreld sal dit altyd verkeerd bewys. Gebowige paas sal jou teen onheil. Okay, so 'n gebowe pa sal jou onthuil en boosheid en teen boosheid beskerm. Al moet hy jou net raad gee, selfstig doen hy dit ferm. Pappa se meisiekind draai om haar pappa se pinkie en het die punt van sy vinger van sy hart gesteel. Sy kan die teerheid van sy hande voel as hy oor haar hare steel. 'n Seun is pa se hero. Hy kyk op na hom met liefde en respek en is dankbaar oor 'n pa dat hy sy seun is. Sy seun is 'n eyster wat sy pa boonop dit vir hom ook elke dag sê, dankie my eyster, goeie werk my eyster, ek's trots op jou my eyster. Dit is 'n pa wat enige kind waarvoor ek vir enige kind net kan wens. En van jongs af skoppelbal of stoei of gaan te kere gereeld met mekaar. Die vader sal die kinders altyd styf vashou en met liefde ontvou. Hy sal jou optel as jy val en hy sal jou troos as jy rou. Die liefde van 'n vader vir sy kind is standvastig en betroubaar. Hy eer jou van medemenslikheid en hy leer jou van medemenslikheid en eerlikheid om bidtend te bly en goeie raad te ontvang. Wat sê? Amen. Ek wil graag uit Lukas 15 lees van die verlore seun, van die pa wat nou angstig altyd na sy kind se terugkoms gekyk het. Ek het opgestaan en na my vader gegaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en hom innig jammer vir hom gevoel. En gehardloop en hom omhels en hart gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete en bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees.
Sy tweede seun was in die veld. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my en ek, al wat myne is joue en moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is gevind. My preek is eintlik, die boodskap is, die vader het vir ure, het hy die pad opgehou, gekyk wanneer kom die kind, tot hy eendag gesien het, die kind kom daar aangestap, hy ken die kind se loop, hy ken die kind se houding van loop. So hy het gevoel, as sy kind nou enige oomblik kom, gaan hy hardloop om by hom te kom. En toe hom sien, toe lig hy sy juk op en hy hardloop hom tegemoet en hy soen hom. En hy sê vir hom, dankie my kind, jy's terug. Toe sê die kind, maar pa, ek is nie werd om jou kind meer genoem te word nie. En toe sê hy, nee, kom ons wees vrolik, want my kind is terug. Amen. Hoor, hoe voel die paas vandag? Voel hulle soos 'n pa? Laat ons bietjie hoor, wat is julle reaksie? Julle het mos nou preke gehad. Klink nie so nie. Vincent klink so. Hoe klink die res van julle? Lank in die begin toe ons hierdie ding gedoen het ons, elkeen het sy eie opinie, elkeen het sy eie idee, die Here het vir elkeen sy eie wil gegee, nê. Hy het gesê, hier is jy, ek het jou geskape, jy het jou eie wil. Ons noem dit hierdie 6 duim tussen jou ore. So het ons elkeen gedink, waaroor gaan ons praat? Maar as jy terugkom, is daar 1 punt. Wat is die punt? God die Vader. As dit nie vir hom was, net ons die paas gehad nie. As dit nie vir hom was nie, was ons dalk nie hier vandag nie. Ons is dankbaar vir God die Vader en dat hy ons gegee het wat hy vir ons gegee het. Hoe ons dit hanteer is natuurlik ons eie persoonlike opinie. Ek en Lila altyd, kyk ek en Lila trek al by volgende jaar se afsluitingsete. We've got this. Hierdie ding het gekom en ons het 'n tema gehad en ons het toe anders te besluit en ek het gesê ek gaan hierdie tema gebruik. Ek wil vir julle vra. Julle is manne, julle is vaders, julle is oupas, julle is jong papas, julle is ouer papas, julle is seuns, julle is dogters, julle is kinders, julle is skoonmaas, julle is maas, julle is oumas. Julle stiefmaas, julle stiefpaas, julle stiefkinders, wat ook al julle dit mag noem. Ieder en een van julle het vandag 'n plek. Ek wil vir julle vra, wie dra die broek? Toe ons op een of ander stadium in ons lewe was, toe ons nog kinders was, het ons gedink, my pa is die slimste. My pa is die sterkste. My pa is 'n hero. Ek wil julle net sê, my pa is die beste. Is dit nie so as hierdie kindertjie so klein is nie, dan sê hy, my pa kan dit doen, my pa kan dit doen, my pa is die sterkste. En die kinders kompeteer onder mekaar om te sê, wie se pa is die ergste. Naderhand is dit so erg dat hulle mekaar vuislaan, om te sê, maar my pa is die beste. Is dit nie so nie? Dan word jy groot. Daardie seentjie wat gesê het, my pa is die beste. Dan word hy groot. Dan, wat sou julle sê, wat is die volgende stap? Hy begin nou rondkyk. Hy kry 'n vrou. Hy kry 'n eggenoot. Hy trou. En dan daarna kry hy sy eie kinders. Met ander woorde, dan begin ons weer voor. Maar, as hy nou begin, nou kom ons by die pa, die seentjie van sy pa wat sy hero was. Die pa het nou gekom en hy het nou groot geword en wie kan ons vat as 'n voorbeeld? Ivan. Ons vat vir Ivan as 'n voorbeeld. Ivan het groot geword en Ivan het gesien, ek wil 'n vrou hê en ek wil kinders hê. En toe kom ons by Sandra. Wat noem ons haar? Mevrou. Nee, sy is nou die meneer se mevrou. Nou ja, mevrou. As ek die opsomming kan maak van mevrou, kan dit wees om te sê, Spreuke 14 vers 1. Die wysheid van die vrou bou haar huis, maar die sotheid breek sy dit met haar eie hande af. Spreuke 31 vers 11. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan die wins sal dit hom nooit nie ontbreek nie. Efesiërs 5 vers 23.
Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof van die gemeente is. En hy is die verlosser van die liggaam. Dan gaan ons terug Spreuke toe, Spreuke 31 vers 5. En sy staan op, is dit nog nag is. En gee voedsel aan haar huisgesin, en die bestemde gedeelte aan haar diensmeisies. Spreuke 31 vers 27. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van luiheid eet sy glad nie. Titus 2 vers 5. Ingetoe te wees, kuis te wees, huislik, goed aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster kan word nie. Dit is nou die vrou van die rol van die vrou. Nou vra ek, wie dra die broek in die huis? Mevrou het nou saam met meneer gebly, en hulle besluit nou, hulle gaan nou kinders hê. Nou maak hulle die kinders groot. Nou hoe maak hulle die kinders groot? Nou sê die kind, ek wil nie dit nie, ek wil nie sis nie, ek wil nie so nie. Kom ons hoor, hoe moet die kinders wees? Kinders, julle moet in alles, julle ouers gehoorsaam wees. In alles. Nee? Eer jou vader en jou moeder, luister na die tug van 'n vader en 'n moeder, dit sal met jou goed gaan. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is vir die Here welbehaaglik. Eksodus 3 vers 20, my seun, luister na die tug van jou vader en verwerp die onderrig van jou moeder nie. Vaders en moeders, dit is hoe julle kinders moet grootmaak. As julle hou aan die Vader wat bo in die hemel is, sal julle hierdie dinge onderhou. Nou kom ons by die Vader. Die Vader is die hoof van die huis. Matteus 19 vers 5 sê, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God aan saamgevoeg het, kan geen mens skei nie. Efesiërs 5 vers 3. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Ek hoop julle hoor my. Spreuke 9 vers 9. Geniet die lewe met die vrou wat jy lief het, al die dae van jou lewe. Kolossense 3 vers 19, manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teenoor hulle verbitterd word nie. En 1 Korintiërs 14 vers 33, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. Daarom het God die man as die profeet, die priester van sy huis gemaak. God het die vrou gemaak om die man te help en by te staan en te ondersteun. Ek wil julle gou-gou 'n bietjie inlig. 2016 was die hoogste egskeidingssyfer in Suid-Afrika. 25.326 egskeidings is aangegee in 2016. Wie van julle is geskei in 2016? Gelukkig is julle nie deel van hierdie statistiek nie. Die vraag is nou, wat is die doel van die huwelik? As daar 25.326 egskeidings is, waar het dit verkeerd gegaan? Alles kom weer terug na God toe. Na God se woord toe, en daar begin alles weer. Hou aan God vas, sodat dit met jou goed sal gaan. Jy en jou gesin vreugdevol kan lewe, en jy altyd die vrugte daarvan sal dra. Efesiërs 4 vers 32. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teenoor hulle verbitterd word nie. Net so moet julle manne verstandig wees en saamlewe aan die vroulike geslag. As die swakkere een, bewys eer aan hulle, omdat hulle ook mede-erfgename van die groot lewe is. Sodat julle nie, julle gebede nie verhinder word nie. As jy kwaad is vir jou vrou, wil ek vir jou sê, en jy bid vir die Here, gaan jou gebed nie verhoor word nie. Dis nie ek wat so sê nie. 1 Petrus 3 vers 7 sê so. As jy my nie glo nie, gaan lees dit.
Spreuke 15 vers 1. 'n Sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opvlam. Die vrug van die gees is dus in my gang geskryf: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. As ek kan ontleed, liefde, wat is liefde? Elke mens het liefde in hom. Dit is jou liefde teenoor jou man, teenoor jou vrou, teenoor jou kinders, teenoor jou medemens, teenoor almal hier in die kerk. Blydskap. Wat is blydskap? As jy bly is om iemand te sien, jy's bly in die Here. Jy sit nie hier met 'n dak gesig nie. Want jy's bly want die Here het jou lief en jy het almal lief. Is dit nie so nie? 'n Man het 'n vrou lief en 'n vrou het 'n man lief en 'n man het sy kinders lief en 'n ma het haar kinders lief. Daar moet blydskap wees. Jy moenie altyd met 'n lang gesig rondloop nie, want jy gaan alles mis. Dit wat jy gedink het jy het jy nie. Want dan het jy lang gesig en jy mis al, want jy die eerste plek, as jy nie blydskap het nie, slat jy ore toe. Vrede. Kobus skree altyd, vrede. Kobus, vrede. Lankmoedigheid. Jou moed moet lank wees in ewigheid, dis die end van die prent. Vriendelikheid. Ag, smal net 'n bietjie asseblief. Moenie so lank gesig nie. Wees bietjie vriendelik. Al knyp jou skoene jou. Wees 'n bietjie vriendelik, dan sal die skoen nie so hard knyp nie. Goedheid. Hier's 'n paar mense wat goedheid in hulle het. Hier's 'n paar mense wat nie goedheid in hulle het nie. Wat is goed? Wat is goedheid? Om aan 'n ander ou goed te doen. Punt. Getrouheid. Berna, wat's getrouheid? Kom elke Sondag kerk toe. Kom elke Woensdag bid hier toe. Dit is getrouheid. Sagmoedigheid. Jou moed moet sag wees tot in ewigheid. Dis al. Die laaste ene. Ek dink ons struikel almal daarmee. Selfbeheersing. Byt op jou tande en moenie so baie praat nie. So doen my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor en stadig om te praat, stadig om toornig te word, want die toorn van 'n man bewerk nie geregtigheid voor God nie. Dis nie ek wat dit sê nie. Ons gaan terug na Spreuke toe. Spreuke, dit is beter om in 'n woestynland te woon as om met 'n twisserige vrou se ergernis opgeskeep te sit. Dis ook wat die Bybel sê, dames. Slaan 'n bietjie ag. Hy het aan jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en die liefde te betrag en ootmoedig te handel en te wandel met God. Wees nie haastig in jou gees om te vererg nie, want ergernis rus in die boesem van die dwaase. Dan wil ek julle gou vra, as jy met hierdie 6 duim van jou dink oor al die dinge wat almal te sê gehad het vandag, waar lê dit? Hierdie 6 duim wat hier is, alles wat julle gehoor het vandag, al hierdie vrouens se preke, manne, vrouens, kinders, kleinkinders, waar lê dit? Alles wat jy hier hoor, wat hier ingaan, waar lê dit? In jou hart. Waar die mond van vol is, loop die hart van oor. Beproef dit en sien, waar kom julle vandaan? Dan laaste wil ek vir julle sê, dit is vir die vrouens, dit is getroude vrouens, neem jou plek in volgens God se woord. Doen wat van jou verwag word, sodat dit met jou goed mag gaan. Sodat jy jou plek kan volstaan. Die man sy helper sal wees, sodat hy jou kan beskerm. En dat hy vir jou kan sorg. En die man kan wees, wat God gekies het, om vir jou te wees. Die profeet, die priester in julle huishouding. Manne, om die broodwinner van jou huishouding te wees. Die koning, die profeet en die priester van jou huishouding te wees. Om jou vrou te beskerm, teen alle kwaad en 'n goeie huweliksmaat te wees. Kindertjies, julle moet aan alles julle ouers gehoorsaam wees. Eer jou vader en jou moeder, luister na die tug van jou vader en jou moeder, sodat dit met jou goed sal gaan.
in die land wat die Here jou God aan jou gegee het. En dan wil ek afsluit. Hou aan God vas. Elkeen, sodat dit met jou goed sal gaan. Jy en jou gesin mag julle 'n vreugdevolle lewe hê. En jy sal die vrugte daarvan dra. Amen.